ag julle, dit is so lekker om julle te kuier. Ek is Stella en vanoggend gaan baie gestroop wees. Soos julle kan sien is hier nie 'n band nie. Ek het ook nie tracks nie. Ek het dan vir Deedrey wat hierso gaan help pad speel. En vanoggend is ons die aanbiddingsspan. Jy gaan jou stem lig en ons gaan die Here loof en prys. En we gaan later ook so 'n bietjie jou woord deel. Ek kom al die pad van Carolina af, net nie te ver hiervan af nie, so 2 ure. En ek het uitgestap vanoggend by my huis met so 'n dik baadjie, my warmste baadjie in my kas, en toe ek hier aankom, toe trek ek hom dadelik uit. Want mens kan nie glo hoe vinnig die weer verander nie. Ag, van my man is ook hier so saam met my vanoggend. Altyd so lekker as hy ook saam met my kan kom. Kinders by die huis gelos. Julle is slim. Dis my kinders en my man. 3 klein dogtertjies, my middelste enetjie Lisa, sy is nou 6, het insist, ek moet op Moedersdag ontbyt in die bed kry, en toe my wekker afgaan, toe staan sy op, en sy gaan maak vir my muesli en yoghurt. So ek het al voor 5 vanoggend muesli en yoghurt geëet. Ja, dis dan so spesiaal om 'n ma te kan wees. En dis ook spesiaal vir my om hier so saam met julle te kan wees. Ek bid dat ons almal ons harte sal oopmaak om met die Here te connect vanoggend, want dit is hoekom ons hier is om met die Here te connect. En net so vinnig oor ons instelling wanneer ons ingaan in lof en aanbidding. Gee Dawid vir ons 'n sleutel. Hy sê, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. En iets so mooi oor dankbaarheid wat ek besef het is dankbaarheid. Wanneer ek dankbaarheid kies, dan maak dit my oë oop om te sien. So kom ons vat 'n oomblik, som net so in jou binnekant en sê net gou vir die Here dankie. Ons vra Heilige Gees, kom maak ons bewus van die mooi, van die goed waarvoor ons dankbaar kan wees vanoggend. Sê dit net sommer gou op jou eie vir die Here. Here, dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Dankie dat ons lewe. Dankie vir ons ledemate. Dankie vir ons families. Dankie vir verhoudings. Dankie vir die kerk. Dankie dat ons vanoggend hier saam met mekaar kan wees in U teenwoordigheid. Dankie dat die Heilige Gees hier in ons midde is en ons wil bedien. Dankie dat U Uself aan ons wil openbaar, Here. En ek bid vir ons elkeen dat ons oë sal oopgaan om U te sien. Soos wat ons dankbaarheid lig. En dat soos wat ons U prys, Here, ons geloof ook gestig sal word. Wanneer ons onthou, o ja, hierdie woorde wat ons sing, dit is wie U is. En U is waardig om geprys te word. Maak ons oë oop, Here, ons wil U sien. In Jesus naam, amen. Julle kan saam met ons staan en dan sing ons. Die Here is ons vesting, die Here is ons krag. Hy is my bron en hy is my redding. Hy is die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed. Hy sal vir my voorsien. Soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here.
als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, hy is die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die hele skepping sing nou saam, alles wat lewe roem sy naam. Die hele skepping sing nou saam, alles wat lewe roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, prys die Here. Prys die Here. Is dit nie mooi as ons mense ons stemme oplig vir die Here nie? I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid
surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of your goodness. I will sing of your love. I will sing of your kindness, Almighty God. I will sing of your goodness. I will sing of your love. I will sing of your kindness, Almighty God. Julle kan eers vir 'n oomblik sit. Ag, het nou eintlik vir my gevoel of ons nou kan aangaan, maar ons gaan later hierna, ek gaan 'n kort boodskap bring en dan gaan ons daarna weer geleentheid gee om net in die Here se teenwoordigheid net so bietjie te wees. Julle, dis min dat ek nou daar staan en dan hier sit. Maar nietemin, ek is opgewonde oor die woord wat die Here vir my gegee het om met julle te deel en veral met die vrouens. Ek het vir die Here gevra, wys my, wat is u hart vir 'n vrou? Ek voel ek ken hom en ek het al so baie van sy goedheid beleef in my lewe. Regtig. Diep vergifnis van die Here ontvang, diep genesing van die Here ontvang, 'n plek gevind waar ek voel, ek word regtig gesien, 'n plek waar ek voel ek word regtig aanvaar, ek loop 'n diep pad met die Here en ek vra toe vir hom, wys vir my uit die woord, ek soek bewyse uit die woord, wat is u hart vir 'n vrou? En ek dink toe aan hierdie storie wat ek nou met julle gaan deel. En dit is 'n besonderse storie, want hierdie storie is een van die langste gesprekke in die woord wat Jesus met 'n vrou gehad het. En in daai een gesprek is daar 'n magdom goed wat gebeur. En veral in die subteks. So, beheer so klein bietjie met my, want ek gaan nou 'n lang stuk teks lees. En dit gaan oor die Samaritaanse vrou by die put en die gesprek wat hulle daar gehad het. So ek lees nou wat daar gebeur het. Jesus en sy disippels was op die pad en miskien kan ek eerstens net 'n klein stukkie geskiedenis deel oor die Samaritane. Ek het eers hierdie week uitgefigure dat die Samaritane eintlik ook deel was van die Jode. Maar hulle was 'n vermengde volk gewees. Toe die Jode is mos, die Israeliete is mos deur al die oorlog, dan is hulle uit Jerusalem, dan is hulle weer in, en dan is hulle weer uit, en dan is hulle weer in. So, hulle is gevorm, die Samaritane, uit toe 'n klomp Israeliete uit was,
Ons 'n paar agtergebly en die Assiriërs het nuwe volke in Jerusalem ingebring en hulle het toe vermeng. En die Jode die Israeliete het baie neergekyk op die Samaritane, want hulle het hulle gesien as onrein. En hulle het gedink hulle geloof is gecompromise. Die Samaritane het gevoel hulle is deel van die Israeliete. En hulle die Torah, wat die eerste paar boeke van die Bybel is, aanvaar as 'n waarheid vir hulle. En hulle het God ook aanbid, maar hulle het nie heeltemal in alles geglo wat die Israeliete geglo het nie, byvoorbeeld nie in al die profesieë geglo nie, en hulle het ander gebruike gehad. En so die verhouding tussen die Israeliete en die Samaritane was nogals baie vyandig en eintlik nogals rassisties. En ook 'n geloofsstryd gewees tussen hulle. So, met daai agtergrond, hier kom Johannes 4 van vers 5 tot 29, brace yourselves. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar. Nou, dit is waar die Samaritane gebly het. Net gou nog 'n stukkie konteks. Die Israeliete het baie keer Samaria net heeltemal vermy, want hulle wil net nie naby die Samaritane wees nie. Hier gaan Jesus en sy disippels deur Samaria. Naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Die 6de uur, hulle het van 6 uur die oggend af begin tel, so die 6de uur was so 12 uur die middag, die warmste tyd van die dag. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg daartoe om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie." Jesus het haar geantwoord, "As jy van die gawe van God geweet het en wie dit is wat jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Meneer, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie? Hy wat die put aan ons gegee het en selfs daaruit gedrink het en ook sy seuns en sy vee?" Jesus het haar geantwoord, "Elkeen wat hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe." Die vrou sê vir hom, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie." Hy sê vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar, "Jy sê dit reg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou sê vir hom, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word." Nou hierdie wat sy nou vir hom sê, dit voel so random, na Jesus nou hierdie ding van haar oopgevlek het, en sy nou besef, hy weet nou, hy kan reg deur haar sien. Nou vra sy vir hom dit, maar wat ons moet besef is hierdie, wat sy nou vir hom vra, was 'n hot topic tussen die Samaritane en die Jode. Dit was regtig 'n baie groot ding. En ons gaan nou so 'n bietjie unpack, laat ek nou nie te veel sê nie, maar anyway, sy vra vir hom, waar hulle moet aanbid, Jerusalem of op die berg. Jesus sê vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid."
Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom, wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê vir haar, ek is die een wat nou met jou praat. Juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom, en hulle was verbaas om te sien dat hy besig is om met 'n vrou te praat. Tog het niemand vir hom gevra, wat wil hy van haar hê, of waarom praat hy met haar nie. Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Kan dit die Messias wees? Tot daar. In hierdie stuk sien ek soveel van God se hart vir 'n vrou. 'n Klein opsommingkie op die volgende daar sê. Jesus ontmoet vroue by 'n plek van dors. Hy sien ons volledig. Hy herstel waardigheid. Hy openbaar waarheid. Hy nooi ons in ware aanbidding en roeping in. Ons gaan dit nou unpack, maar ek wou net so lank daai sê. Dit is my ongelooflik dat al daai goed in daai kort gesprek gebeur het vir hierdie vrou. Kom ons delf in die eerste punt in, en dit is, Jesus beweeg na haar toe. Nou, soos ek nou klaar vir julle vertel het van die konteks van tussen die Samaritane en die Jode, dit is heeltemal sosiaal onaanvaarbaar gewees dit wat Jesus gedoen het, want in die eerste plek het hulle nie met, mans het nie eintlik in die publiek met vrouens gepraat nie, en nie praat hy met haar in die publiek. En, rabbies het nie met vrouens geestelike gesprekke gevoer nie. En dan was hy nou nog 'n Samaritaan ook, so daar's daai kwessie. Maar Jesus het Samaria toe gegaan, hy het na haar toe gegaan, hy het haar by die put gaan kry. Wat ons ook moet weet van die tyd van die dag, dis mos nou 12 uur die middag, die vrouens het gewoonlik in die oggend of in die laatmiddag gaan water haal by die put. En hierdie vrou het in die warmste tyd van die dag gaan water haal, wat beteken dat sy dalk, ek maak nou aannames hier, maar dalk was sy uitgestoot uit die gemeenskap en wou sy die mense vermy. Dalk was sy skaam as gevolg van haar agtergrond. Sy was alleen. Sy was probably in isolasie en moontlik verwerp deur haar gemeenskap, en dis hoekom sy daai tyd van die dag daar is. Voordat sy ooit vir Jesus gesoek het, het hy na haar toe gekom. God vermy nie gebroke mense nie, hy gaan na hulle toe. Dis die eerste ding wat ek sien. Die tweede ding wat ek sien, is Jesus begin nie met veroordeling wanneer hy met haar praat nie, hy begin met verhouding. So vir Jesus om haar net te vra, gee vir my water om te drink, is so 'n menslike, amper afhanklike, nederige, hy sit homself in 'n nederige afhanklike posisie. En dit maak hom dadelik vir my sag en approachable. Hy sit nie homself in sy eerste woorde aan haar as die Messias, of hy sit homself nie bo haar, nie, hy vra vir haar iets. Hy bou eers 'n brug voordat hy haar dors en haar wonde aanspreek. En dis vir my mooi. Wat ons bring na die derde punt toe, en dit is dat Jesus haar dors aanspreek. So wanneer hy haar nou gevra het vir water, dan sê sy mos nou eers vir hom, hoe is dit dan nou dat jy met my praat? En dan is dit die hele gesprek oor dat sy hom, as sy geweet het wie hy is, sou sy hom gevra het vir water, en hy sou dit vir haar gegee, die lewende water. En dan
wys sy nou ewe sarkasties aan dat hy nie eintlik want hy het nie eens iets om water mee te skep nie. En dan antwoord hy haar weer, kom ek lees weer die vers. Elkeen wat hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot in die ewige lewe. Nou tot op daai punt praat sy nou nog heeltyd van fisiese water, en sy dink hy kan vir haar water gee wat haar fisiese dors gaan les. Maar toe nou, wat hy later gesê het, dink ek het sy besef waarvan hy praat. En ons loop binne in ons, ook met 'n dors. 'n Dors na aanvaarding, 'n dors na om gesien te word, om gekies te word. 'n Dors om genoeg, soos genoeg te voel. 'n Dors om liefde te ontvang. 'n Dors om rus vir my siel te kry. 'n Dors om genesing te voel. Ons is dors vir verskillende goed. En Jesus het nie 'n probleem met haar dors nie. Hy sê nie, hoekom is jy dors? Hy spreek aan die putte waaruit sy drink. En die putte waaruit ons drink, is waar ons dors probeer les, is baie keer in verhoudings, in prestasies, in sukses, selfs in bediening, en om mense tevrede te stel, en om nodig te moet voel. Dis die tipe dinge waarna ons gryp, partykeer ander dinge, om ons dors binne in ons te probeer les. Maar Jesus bied homself aan as die oplossing, as die put waaruit ons kan drink. En die probleem was nie dat sy dors was nie, dit was dat sy by die verkeerde putte probeer drink het. En dit bring ons by die volgende punt. Jesus sien haar volledig en hy bly. Is die een van die grootste vrese wat ons nie het, partykeer, dat wat as hulle alles van my sien? Wat as hulle weet van hierdie ding wat ek gedoen het 5 jaar terug, of net nou die dag? Wat dan? Hoe gaan jy my sien? Hoe gaan jy dan teenoor my reageer? Gaan jy my verwerp? Gaan jy my nou sien as onwaardig? Dit is 'n vrees waarmee baie van ons loop. En ons, elkeen het 'n storie. Meeste van ons het iets waarvoor ons skaam is. Maar Jesus sien al hierdie. In fact, hy het dit probably geweet toe hy met haar begin praat. Dalk het hy al geweet voordat hy daar was, dat sy daar gaan wees en wie sy gaan wees. Maar hy besluit om hierdie ongelooflike belangrike gesprek met haar te voer. Ons verwag baie keer, as ons na die Here toe kom en ons loop met allerlei goed, dan verwag ons dat Jesus ons eerste by ons foute gaan aanspreek. Is dit nie so partykeer nie? Jy voel nie vrymoedig om te kom nie, want jy dink jy gaan raas kry, of ek weet nie, dis maar net ons verwagting. As ek na hom toe gaan kom en hy gaan vir my iets sê, gaan dit nie wees, gee vir my water om te drink nie. Dit gaan iets anders wees. Maar dit is nie wat Jesus doen nie. Hy sien haar volledig en hy bly. Want hy weet klaar, al haar hele verlede, maar die gesprek gaan aan. En dan nooi Jesus haar in ware aanbidding in. Oor wat sy van hom beleef het tot op daardie punt, glo ek, het sy toe nou die vrymoedigheid om nou vir hom hierdie groot vraag te vra van daai tyd. En uit hierdie gesprek word gebore iets wat ons nou weet van aanbidding. Hy het dit vir haar gesê. Dit wat ons weet, ek weet nie of julle ook al baie, ek is 'n aanbiddingsleier, so een van die eerste goed wat ek geleer het, is God wil hê, ons moet hom in gees en waarheid aanbid. En dat dit nie saak maak waar ons hom aanbid nie,
Dit moet in ons harte moet reg wees. Ons moet hom ken, ons moet hom wil leer ken. Dit is aanbidding. En hy sê dit die heel eerste keer vir hierdie vrou. Nou om die Here te aanbid in gees en waarheid beteken vir my gelei deur die Heilige Gees en onderworpe aan die Heilige Gees. Met ander woorde, ek wil die Here aanbid, ek sê Heilige Gees lei my, wys my hoe U wil hê ek moet U aanbid. En dan as hy my lei om myself daaraan onderdanig te maak, byvoorbeeld as hy vir my sê, nou lê jy hierdie ding in jou lewe voor my neer, dan doen ek dit. Of hy sê iets meer eenvoudig soos lig net jou hande op en vereer my, dan doen ek dit. Of as hy vir my sê, gaan sê nou jammer vir jou man, dan doen ek dit. Is om geesgelei die Here te aanbid. En in waarheid, om opreg te kom, net soos ek is. Ek kan nie onthou wie dit gesê nie, maar iemand vir wie ek eendag geluister het gesê, die Here kan nie sien wie jy voorgee om te wees nie. Hy kan net sien wie jy regtig is. Ons moet hom in waarheid aanbid. Jy kom soos jy is, met jou baggage, met jou regte persoonlikheid. Jy kom net soos jy is. Maar ek dink daar's ook 'n dieper betekenis aan die in waarheid. Dus jy kom soos jy is, maar jy is ook oop om belyn te word met die waarheid, met die woord. Want ons kom baie keer met baie leuns in, ons weet nie eens wat's al die leuns wat ons glo nie. Maar ons het baie leuns wat ons glo oor hom, oor onsself. En soos wat ons die Here aanbid, soos wat ons op pad met hom stap, soos wat ons in sy teenwoordigheid kom, dan kom ons agter, ek glo hierdie ding oor myself. Ek het vir baie lank geglo, byvoorbeeld 'n baie simpel ding, maar ek het geglo dat niemand wil luister na wat ek te sê het nie. En dis maar net hoe dit het nou maar uitgekom in hoe ek groot geword het. Was ek om baie praters en as ek ietsie sê, dan is ek te sag of ek kan nie vinnig genoeg my woorde kry nie en hulle is te haastig en ek het later maar net geglo, niemand wil glo wat ek te sê het nie. En hier vra die Here my om te praat. Hy moes daai leen kom aanspreek in my lewe, want anders het ek 'n stuk van my roeping gemis. Die leens wat ons glo, hou ons partykeer weg van gehoorsaamheid af. Dit maak dat ek nie vrymoedig kan wees om gehoorsaam te wees nie. Is dit nie so nie? As die Here jou lei om vir iemand te gaan bid en jy's 'n stil mens wat nie eintlik ooit hardop bid nie, gaan jy voel soos Moses toe God vir hom gevra het om vir die Israeliete om hulle verteenwoordiger te wees en met die farao te gaan praat. So Here, ek bid nie eens hardop voor enige mense nie, nou wil ek weet nie eens wat om vir haar te bid nie. Nee Here, dit is seker net my eie gedagtes, nie ek nie. Jy diskwalifiseer jouself dadelik van 'n seëning. Want jy glo 'n leuen. En ek bid dat die Here ons leuns wat ons glo vir ons sal uitwys. Ek het al 'n paar keer deur hierdie proses gegaan en ek gaan seker weer wat ek vir die Here vra, Here, wys my, is daar enige leuns wat ek glo oor myself of oor U wat U op hierdie stadium van my lewe wil aanspreek? Dan wys hy vir my. Die gedagte pop in my op en ek besef, ja, dis regtig waar. En vra ek, Here, wat is die waarheid? En die waarheid vir my om te praat, dat ek geglo het, mense wil nie hoor wat ek te sê het nie, die waarheid was nie dat almal wil graag hoor wat jy te sê het nie. Dit is nie die waarheid nie. Die waarheid is dat hy vir my iets gee om te sê. En dan moet ek dit sê. So die waarheid is dikwels die teenoorgestelde van dit wat jy glo, maar partykeer is dit net eenvoudig 'n ander waarheid. Soos wat ek nou gedeel het. Wat toe gebeur het in die gesprek, na Jesus haar nou wys, vir haar vertel, weet jy, dit maak nie regtig saak waar jy, of jy nou op die berg en of jy nou in Jerusalem aanbid,
Dit gaan binnekort, in fact, van nou af, gaan dit eintlik nie meer saak maak nie. Dit gaan nou gaan oor of jy hom ken, en dat jy hom in gees en waarheid moet aanbid. Dit is waaroor aanbidding gaan. En dan gebeur iets baie mooi, en ook vir die eerste keer, vandat Jesus op die aarde is. En dit is dat hy homself aan haar openbaar, as die Messias. Sy is die eerste mens vir wie hy gesê het, dis hy. En alles in haar wêreld verander. Toe sy besef, dis die Messias wat met my praat. Toe, en dit is my laaste punt, verander haar skaamte in getuienis en roeping. Hierdie vrou wat alleen gestap het na die put toe om water te gaan haal in die middel van die dag, sodat niemand haar kan sien nie. Hierdie vrou wat teen een geestelik gediskwalifiseerd gevoel het in die lewe, veral wanneer dit kom by om met 'n Israeliet te praat, 'n rabbi te praat. Hierdie vrou gaan terug dorp toe. Sy los haar kruik water net daar, dis hoekom sy gegaan het, sy het gegaan om water te gaan kry. Sy los die kruik daar, ek wonder of Jesus ooit 'n slukkie water gevat het, ek weet nie. Sy gaan dorp toe, en sy gaan roep die mense en sê, kom kyk! Sy praat oor haar skaamte, sy sê, 'n man het my alles vertel wat ek al ooit gedoen het. Sy weet sekerlik, anders sou sy nie skaam gevoel het om die mense te face nie, dat hulle ook weet wat sy gedoen het. Nou gaan blaker sy dit uit, sy is soos, 'n man het my alles vertel wat ek nog ooit gedoen het. Kan dit die Messias wees? En ek sê, haar getuienis word ook roeping, want van daai wat sy gedoen het klomp mense na Jesus toe gegaan en hom begin volg. Mense het tot geloof gekom deur haar getuienis. 'n Vrou wat deur die samelewing misgekyk is, word 'n draer van herlewing. Hoe mooi is dit? En dit alles net in een gesprek. En dit is wat gebeur wanneer ons 'n ontmoeting met Jesus het. Dit is sy hart vir ons. Dit is sy hart vir 'n vrou. Maar nie net vir die vrouens nie. Daar's sulke stories in die Bybel oor sy gesprekke met mans ook. Maar hierdie een was spesiaal, want ek dink 'n gebroke vrou voel dikwels geestelik ook gediskwalifiseerd. Om daai ontmoeting met Jesus te hê. Wat nou nog van dat hy jou actually roep vir iets. Dat hy jou actually kan gebruik. Dat hy 'n plan het vir jou en opgewonde is oor jou en lief is vir jou. Wat ook vir my nogals mooi was, is baie keer as ons vir die Here vra, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? En partykeer is daar 'n antwoord wat hy vir ons gee. Maar Jesus het nie vir die vrou gesê, ek roep jou nou om vir al die mense te gaan roep en hulle te bring en jy gaan die wissel wees van herlewing in Samaria. Hy het dit nie vir haar gesê nie. Sy het 'n ontmoeting met Jesus gehad. En haar om vir almal te gaan vertel was bloot 'n spontane reaksie. Sy kon nie stil bly nie, sy was so opgewonde, sy was soos, wat? Die Messias is hier, hy het my gesien en hy het gebly. En toe vertel hy vir my hoe ek die Here moet aanbid. En nou weet ek wat God van my wil hê. En dat al hierdie ander goed waaroor ek bekommerd was nie eintlik saak maak nie. Sy het dit spontaan gaan vertel. Ons wag dikwels vir daai, die Here moet nou vir my dit sê. Maar kom ons wees net oop vir wat die Here wil doen, wanneer ons in sy teenwoordigheid is. Miskien sit jy ook hier vanoggend dors, moeg, teleurgesteld, dalk hartseer, skaam, onbekwaam, onwaardig. Maar Jesus ontmoet steeds vroue by putte.
Inteendeel, hy nooi ons om te kom drink in 'n paar plekke in die woord. Kom ek lees vir julle hierso in Johannes 7 vers 37. Sê hy, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Matteus 11 vers 28, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Hebreërs 4 vers 16. Ag, en hierdie skrif het my bedien so ruk terug. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Hoe mooi is dit, dat God van sy troonkamer praat as daai plek van genade. As ek dink aan 'n troonkamer van 'n koning, dan was dit definitief nie my prentjie nie. Dit was 'n prentjie van ek moet 'n afspraak maak, ek moet my beste klere aan hê en ek moet mooi voorberei het wat ek wil sê as ek dalk 'n spreekbeurt gaan kry in die koning se troonkamer. En hier kom Jesus en hy bied dit as 'n plek aan van rus. En hy sê kom en kom kry presies dit wat jy nodig het, want dit is hier by my. Dit is wat hy sê in hierdie stuk. Ek lees hom sommer net in die boodskap en dis die laaste ding wat ek gaan praat en dan gaan ons nou 'n bietjie in aanbidding ingaan. Dit sê ons hoef dis nie bang te wees of te wonder of ons na God toe mag gaan nie. Ons kan maar gaan. Want God sal baie goed wees vir ons. Wanneer ons dit nodig het, sal God vir ons meer gee as wat ons verdien en ons met sy liefde omvou. En ek bid dat, soos wat ons nou in 'n tyd van aanbidding gaan, dat jy dieselfde vrymoedigheid sal hê, dat daai vrymoedigheid in jou sal opstaan om te kom na God se troonkamer toe. En vir hom te vra wat ook al jy nodig het vanoggend. Dalk wil jy hom net eer, dalk wil jy net sy teenwoordigheid indrink, want almal is nie ewe dors hier vanoggend nie. Van ons is baie dors. Van ons het baie lanklaas 'n slukkie water gehad. Van ons het net vanoggend van die Here gedrink en sy goedheid kon inneem en sy teenwoordigheid kon ervaar. Maak nie saak hoe dors jy is nie. Water is altyd goed vir ons. Ons het almal water nodig. Die Here, die Heilige Gees, sy teenwoordigheid. So ons gaan nou net 'n tydjie vat om dit te doen. En ek is nie seker of julle die liedjies ken wat ek nou gaan sing nie. Ken hulle dit? Een of twee. Anyway, jy kan sit. Jy kan net bly sit en dan gaan ons staan vir die laaste een. Ons gaan drie songs bedien. Sit, maak toe jou oë. As jou kinders jou toelaat, neem dit net in. Die eerste een is 'n lied wat ek geskryf het oor hierdie Hebreërs 4. In my tyd van nood, toe ek nodig gehad het om troonkamer toe te gaan en om te kry wat ek nodig het by hom. Ek het U nodig, so ek kom nader. Ek onthou U troue liefde teenoor my. Vanuit my diepste, o Abba Vader, laat die Gees weer lewe bring hier binne my. Hier by U troon kom ek rus. Hier voor U troon soos ek is. Na my aan U hart, met vrede in U hand, ek kom alweer vars genade.
met u ontferming. Ek vind skuilinge in die skadu van u vleuels. O Abba Vader, my beskerming. Ek is broos, maar ook so veilig hier by u. Oh, hier by u troon kom ek rus. Oh, hier voor die troon soos ek is, naby aan die hart, met vrede in u hand, ek kom alweer vars genade. Hier by u troon kom ek rus. Hier voor die troon soos ek is, naby aan die hart, met vrede in die hand, ek kom alweer vars genade. Net u, net u, al wat ek wil is u, sing het saam. Net u, net u, u liefde, u teenwoordigheid, heilig, vir altyd sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid. Vir u, alles wat ek het vir u, net vir u eer en vir u heerlikheid. Heilig, heilig, vir altyd sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid, want u is heilig, heilig, vir altyd sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid.
Here, magtige naam, ver bo ons vir eeuwig Vader, lieflik in nabyheid, ver bo ons verstaan, veilig kom ons sal u nader, waardig is Here, magtig is u naam, ver bo ons vir ewig Vader, lieflik in nabyheid, ver bo ons verstaan, veilig kom ons sal u nader, heilig, heilig, vir altyd sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid. Ag, staan saam met my en dan sing ons net weer hierdie koor een keer. Jou hande op, vir altyd sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid, want U is heilig, heilig, vir altyd sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid. Daar's net een wat waardig is, U wat was en kom en U wat is. Ons lê ons krone voor U troon, voor U Heer wat in ons lofsang woon. Ons bring aanbidding hier voor U alleen. U is so hoog vir ewig. Ons bring ons lewens, ons buig voor U, voor U. So waardig, Here, ons lê ons lewens neer. Daar's net een wat heilig is, die almagtige, die groot Ek is. Saam sing ons waardig is die Lam, Jesus, U die naam bo elke naam, en ons bring aanbidding hier voor U alleen. U is so hoog vir ewig.
bring ons lewens, ons buig voor U alleen. U is so waardig, Here, ons lê ons lewens neer. Dis U wat oorwin het, dis U wat weerkom, ons hulp en verlossing kan net van U kom. Dis U wat oorwin het, dis U wat weerkom, ons hoop is vir ewig in U. Dis U wat oorwin het, dis U wat weerkom, ons hulp en verlossing kan net van U kom. Dis U wat oorwin het, dis U wat weerkom, ons hoop is vir ewig in U. En ons bring aanbidding aan U alleen. U is so hoog verheven, ons bring ons lewens, ons buig voor U alleen. U is so waardig, Here, ons lê ons lewens neer. Ja, ons lê ons lewens neer. Ons lê ons lewens neer. Ja, Jesus, U is so waardig om ons lewens te hê. En ons vra, Here, help ons om dors te bly vir U. Help ons om nie ons dors op ander plekke wat nie ons dors kan les nie, te probeer les nie. Help ons om nie verkeerde verwagting van ons mans of ons vrouens te hê oor hoe hulle dalk ons dors moet les nie. Maar leer ons om te kom drink by U, Here. Hoe dit lyk vir ons elkeen persoonlik, of dit is om in die woord te sit, of dit is om musiek aan te sit, of dit is om in die natuur te gaan loop, of net stil te wees, by iemand te gaan kuier, wat dit ook al is, hoe dit lyk vir ons om by U te kom drink. Wys vir ons en help ons om gehoorsaam te wees, want ons weet, Here, dis net U wat vervul. Dis net U wat vir ons die water kan gee, wat maak dat ons nie op ander plekke wil drink nie. In Jesus naam, amen. Julle kan weer sit en net ietsie op die skerm stophou. Wil ek vir mamma bid? Dankie Jesus vir mamma se smaak. Dit laat my veilig voel. Dankie Jesus vir mamma se stywe druk. Dit help my om my trane gou te sluk. Jesus hou mamma veilig, pas haar mooi op. Jesus dra vir mamma want sy raak ook moeg. Jesus mag sy ook asseblief haar geheime met Jesus deel. Dit help want my mamma het so gesê. Laat sy elke dag glimlag. Laat sy weet hoe lief ek vir haar is. Veral op Moedersdag. Maak my asseblief soet. Mamma sê haar hand brand wanneer sy my moet pak gee. Dankie vir my mamma want sy het my lief. Ek is ook lief vir Jesus. Amen. Gelukkige Moedersdag mamma. Ek is bly mamma is my mamma.
That's amazing. That's amazing. Voor die diens begin het, toe bid ek en ek sê, Here, die eerste keer toe u gesê dat iets nie goed is nie, is dit dat die man alleen was. En so ons is so dankbaar vir ons mamma Stella. Ons eer die Here vir jou baie, baie, baie dankie. Ek wil julle vra of julle sommer julle hande so sal uitsteek na toe, dan gaan ons net 'n seëngebed oor haar bid. Here, ons kom bid vir Stella vandag, Here. Here, dankie dat sy ons kom bedien het, Here, en Here, ons is so dankbaar. Here, ons wil spesifieke seën oor haar uitspreek, Here, dat waar ook al sy gaan, Here, dat U haar paai sal gelyk maak, Here, dat waar ook al sy bedien, Here, dat U verheerlik sal word. Eerstens bo alles, Here, en dat mense U sal ontmoet, Here. Dat U haar grondgebied sal groter maak, Here. Here, dankie dat ons vanoggend geseën is om te kon ontvang van U af deur haar vanoggend, Here. Ons eer U vir alles wat U vir ons doen, Here. Seën haar as ma vandag, Here, mag sy bederf wees en niks doen nie. Ons is lief vir U, Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.